God is 'n groot God. My God is die. My God is 'n groot God. My God is die. Vader, Seun en Gees. God is my papa. God is my papa. My naam my luister. Praat met my vandag. Ek wil graag u stem hoor. In die naam van Jesus. Amen. Het julle geweet? God praat met ons. In die Bybel, in die Ou Testament, het God met Moses gepraat. Wie van julle kan vir Moses onthou? Ja, onthou jy? Daar was 'n brandende braambos gewees, nie? En Moses het daar gekom en God het met hom in 'n harde stem met God met hom gepraat. Het jy al van God gehoor praat met so 'n harde stem? Ja! Nog nie, ek dink ek val sommer heeltemal om as God so hard met my moet praat nie. En, het julle geweet, hy praat ook met ons in ons drome. Wie van julle droom? Ja, God praat met ons in ons drome. Slegte drome kom nie van God af. Mooi en goeie drome kom van God af. Ja, dis soos met Josef. Wie van julle kan vir Josef onthou in die Bybel? Ja, God het met Josef gepraat in 'n droom en vir hom gesê, hy gaan die koning van Egipte land word, nee. Goed, en toe het ook God praat met mense deur iemand anders ook. As ek vir julle vertel van Jesus en van God en wat in die Bybel staan, dan beteken dit God praat met julle deur 'n wynhand. Ja, so God praat met julle deur ander mense ook. Selfs met pappa en mamma ook, nee. Selfs met pappa en mamma ook. En boetie en sussie en ouma en oupa. Ja, God praat met ons ook deur sy Bybel. Jy weet, as jy sy Bybel lees, dan sien jy wat in God se hart aangaan. As jy die Bybel lees, dan hoor jy God se stem. Dan hoor jy as hy met jou praat. Maar hoekom praat God met ons? Wie kan vir my sê? Want hy is lief vir jou. Yes! Is omdat hy vir ons baie lief is. Hou jou straf styf vas. En sê, God praat met my omdat hy vir my lief is. En weet jy, hy praat met ons ook omdat hy baie van ons hou. En hy wil sommer net met ons gesels. Onthou julle van Adam en Eva? Ja, God het sommer so na en aan met Adam en Eva daar in die tuin rondgeloop en met hulle gesels. Het jy al iets verkeerd probeer doen, dan kom jy agter, nee, ek mag dit nie doen nie. Dis wanneer God met jou in jou gedagtes praat, dan sê hy vir jou, stop! Dis verkeerd. Jy mag nie dit doen nie. As jy nog 'n maatjie wil seermaak, het jy al baie keer gevoel, nee, mag nie dit doen nie. Dis wanneer God met jou in jou gedagtes praat en in jou hartjie. Ja, so ons moet baie keer met ons hart na God luister. Nou vanoggend het ek weer vir julle 'n maatjie saamgebring, onthou julle vir Pietie Ballon? Ja. Nou Pietie Ballon het in 'n hartjie verander. God wil graag hê dat ons met ons harte na hom moet luister. Want hy praat met ons deur baie mense en deur sy Bybel, nee. En Pietie het geleer om met sy hart na God te luister. So Pietie het intussen 'n bietjie ore bygekry. Kyk hoe Pietie se ore. Pietie het ore gekry. Ja. Want God wil hê dat ons nie net met ons ore moet luister nie, maar ons moet ook met ons harte luister na wat hy vir ons in sy Bybel en sy woord wil sê. Goed. Maar ek wil julle vanoggend wil ek vir julle 'n storie lees uit die Bybel. Het julle geweet kinders kan ook God se stem hoor? Ja, luister gou. In 1 Samuel 3, nee, was klein Samuel, was hy nog 'n klein seentjie, so groot soos julle gewees. Luister mooi, ek kan julle 'n storie vertel. In die Bybel, luister mooi. Samuel is nog 'n baie klein seentjie. Sy mamma het beloof, as sy 'n kind sal kry, sal sy hom teruggee vir God. En daarom het hy nou in die tempel gebly by Eli. Eli was 'n priester, dis soos 'n dominee vandag, nie? En Samuel is baie lief vir Eli gewees. Dit was vir hom lekker om in God se huis te werk. En eendag, toe word Samuel wakker
En hy is seker dat iemand het sy naam geroep. Dis seker Eli, sê hy. En hy hardloop na Eli toe. En hy kom by Eli en hy sê vir Eli, U het my geroep, hier is ek. Nee, Samuel, sê Eli. Ek het jou nie geroep nie. Jy het seker gedroom. Gaan slaap maar weer. En Samuel het aan die slaap geraak. En hy het lekker geslaap. En skielik hoor hy weer 'n stem. Samuel? Samuel? En hy spring op. En hy hardloop weer daar na Eli toe. En hy kom by Eli en hy sê, hier is ek. U het my geroep. En Eli sê vir hom, nee Samuel, dis nie ek wat jou geroep het nie. Gaan slaap maar weer. Stadig stap Samuel terug na sy bed toe. En hy dink, dis darm maar snaaks. Ek is seker iemand het my geroep. En hy het skaars gaan lê en hy hoor, Samuel? Samuel? En hy het geweet, hierdie keer moet dit Eli wees. Ek het nie gedroom nie, ek was nou wakker gewees. Ek het die stem baie duidelik gehoor. Maar toe hy by Eli kom, wat sê Eli vir hom? Nee, Samuel, dis nie ek wat jou geroep het nie. Ek dink, dit is God. As jy weer die stem hoor, moet jy sê, praat Here, ek luister. Wat moet hy sê? Praat Here, ek luister. Samuel gaan lê gou weer. Nou is hy helder wakker. En om te dink, God wil met hom praat. Dit is te wonderlik. Hy wag. En hy luister. Sy hart klop so. Doef, 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 doef. En toe hoor hy weer. Samuel, Samuel. En hy sê, wat sê hy? Praat Here, ek luister. En toe praat die Here met hom. En God het vir hom 'n klomp goeters vertel, wat hy vir Eli moes gesê het, en wat hulle die volk moes gaan waarsku het. So wat het Samuel gedoen? Hy het geluister. En hy het vir God gesê, praat Here, ek luister. Nou wil jy vanoggend, wil jy graag hoor hoe God met jou praat? Ja. Wil jy graag? Dan wil ek hê, jy met jou oogies styf toe. Styf. Oogies styf toe. Maak sommer jou oortjies op toe. Ja. En dan hoor jy, of jy God se stem kan hoor. Ek gaan vir Vader God vra, dat hy met jou moet praat. Ek gaan nou bid, is dit reg so? Liewe Vader God, ons kinders wil baie graag hoor as iemand hulle praat. Ek kom bid nou, Here, dat jy hulle geesore sal oopmaak en binne in hulle gees en hulle hartjies en hulle gedagtes met hulle sal praat. Heilige Gees, kom vertel vir die kinders hoe lief jy vir hulle is. Kom gee vir hulle Bybelverse. Kom gee vir hulle prentjies in hulle koppe wat hulle meer van Jesus vertel. En wag jy, saggies. Wag saggies. Ja. Ek weet dit gewoon. Wat sê hy? Hy sê Ek het gesê hy is lief vir jou. En vir wie? Wat het jy gehoor? Het jy hom ook gehoor? Okay, awesome, so God wil so baie graag met julle praat. En ek is so opgewonde dat hy bietjie met julle gepraat het. Kom ons sê vir Vader God baie dankie. Mag dit weer hoor. Vader God baie dankie dat jy met my wil praat. As ek nie nou u stem gehoor het nie, weet ek, u sal nog met my praat. Help my asseblief, dat my hart se ore, my geesore, altyd sal oop wees, om u stem te hoor. Vader God, praat asseblief,
met my. Ek wil vir u luister. In die naam van Jesus. Amen. Sê Pietie Ballon. Sê bietjie Pietie Ballon. Maak oop jou geesore. Dat jy vir God kan hoor. As hy met jou praat. Sê Pietie Ballon. God gaan met jou praat. In jou gedagtes. En in jou hartjie. God gaan met jou praat. As jy die Bybel lees. God gaan met jou praat. Deur jou pappa en mamma. En jou juffrou. Jy moet mooi luister. Na God se stem. Ek het my dankie Jesus. Dankie dat jy met my praat. Dankie dat ek vir u kan luister. In die naam van Jesus.